Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Stanley. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Stanley op die Dak Facebook radiostasie. Sends them out two by two, bring in the harvest, preach, heal, cast out demons. The harvest great and right, but you pray for workers to bring in the harvest. Bring in the harvest. He also sends you out to gather the harvest. Shattered from highways to back streets. The harvest great and ripe, but workers are few. Pray for workers to bring in the harvest. Bring them in with no excuses. Offer a broken heart. He accepts and to be used. Goeiemôre, jy is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie hier vroeg op 'n Dinsdagoggend 5:30 vanuit Langebaan, Suid-Afrika in die Wes-Kaap provinsie. Ja, ek soos wat ons vir gister gesê het, ons gaan hierdie week net wy aan Bybelstudie die oggende. Ons gaan nie Bybelstudie in die aande hê nie. En ek en my vrou gaan so afwisselend die Bybel lees doen. So ek hoop julle geniet die tyd saam met my, soos wat julle die tyd saam met my vrou tot dusver geniet het, 5:30 die oggend. Nou ek gaan begin lees uit Matteus 10 vandag. Nou voordat ons daar gaan begin lees, ons het met ons inleiding liedjie het ons so mooi geluister van die Laborers. Nou daar's 'n Afrikaanse weergawe ook en dit het betrekking op Matteus 10 en ek gaan vir ons die Afrikaanse weergawe speel terwyl ons almal so lekker inskakel vanoggend. So kom ons luister na die Arbeiders Matteus 10 en dan sou ook Markus 6 en in Lukas ook 'n soortgelyke skrifgedeelte. En hy stuur hulle twee uit, bring in die oes, verkondig genees, dryf duiwels uit, die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring, hy stuur jou ook uit om die oes in te samel, bring hulle in, gebroken en stukkend, van hoofpaaie tot agter strate. Die oes groot en ryp, maar arbeiders min, om oes in te bring. Bring hulle in met geen verskonings, offer 'n stuk in 'n hart. Hy neem aan en genees, die oes groot en ryp, maar arbeiders min,
te bring. Kyk vorentoe, vergeet wat agter is. Jy is my koninkryk werd. Die oes, groot en ryp, maar arbeid is min. Om oes in te bring. Die oes, groot en ryp, maar arbeid is min. Jy is dit werd. Hallo, goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Ek doen vanoggend ons Bybel lees. Ek en Karen gaan die week afwisselend die Bybel lees behartig. Ons gaan die Bybelstudie Dinsdag aand en Woensdag aand hê nie. Deborah, my dogter, het 'n tweede babietjie, sy is nog in die hospitaal, so ons kyk na Dewaney, en dit gaan maar bietjie woes en oes hierso, al die voorbereidings, ons gaan kuier in die hospitaal en so aan, so dit gaan maar so bietjie rof, en ons glo as die wil van die Here is van volgende week af, gaan dit so bietjie stabiliseer. Deborah moes 'n noodkeiser gekry het, ja, so sy is nog in die hospitaal, ons weet nie presies wanneer sy ontslaan gaan word, dit gaan vandag of môre wees, maar bid saam met ons dat haar herstel en al die dinge wat daar moet gebeur in haar liggaam, wanneer die dokters tevrede is om haar huis toe te stuur, dat dit ook wel sal geskied op die regte tyd. Intussen gaan ons aan met die Bybel lees, en voordat ek voortgaan met die Bybel lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die liefde, genade en die barmhartigheid, wat ons elke dag so groot en mildelik uit die hand van U ontvang. Dankie dat U barmhartighede nooit klaar raak nie. Daar waar die sonde meer word die genade nog meer oorvloedig, Vader. Daar is geen sonde wat U genade en U liefde kan uitwis nie, Vader. U is die God van liefde. En enige beskuldiging wat ons teen U kan inbring, dat U ons haat en daai tipe van ding, dit is vals, Vader, want U kan nie anders net as om lief te hê nie, want U is liefde, U is die bron, U is die kern, U is die begin, U is die ontstaan van liefde, Vader. En U woord leer vir ons wat is die regte verstaan, die regte konteks, die regte begrip en insig rondom liefde, Hemelse Vader. En ek wil vir U baie dankie sê dat U woord ons so mooi leer om rigting te kry, Vader, want ons liefde is maklik vleeslik, verwronge, verkeerd, Vader. En daarom leer ons vanuit U woord uit wat is ware liefde, hoe om lief te hê soos wat U lief het, Vader, want liefde is nie soos U liefde nie, Vader. Ons het 'n liefde vir die wêreld, ons het 'n liefde wat na die sigbare kyk, ons oordeelsvermoë is volgens die sigbare, ons sien nie die onsigbare nie, daarom kan ons U woord vandag, Here my God, met vrymoedigheid lees en oopmaak en verstaan wat is die liefde van U, Vader, hoe sien U sake, en ek dank U dat U woord vir ons nagelaat is, sodat ons daaruit kan leer, dat ons bemoediging kan kry, aanmoediging, lering, vermaning, wat ook al nodig is, Vader, dat ons geestelik kan opstaan en kan vasstaan en tot op die einde toe wel kan vasstaan in die woord van waarheid. Vader, lei my vanoggend, ons sê vir die baie dankie, Here, halleluja, dat ons altyd vir almal kan bid, ons dink aan Alfred met sy saak en Lydia, ons vra dat U asseblief ook, deur die groot genade en barmhartigheid, ook Vader aandagtig na hulle saak sal kyk en ook 'n besluit sal neem, Vader, wat tot redding van almal se siele is en behoud van hulle siele, Vader. So wil ons bid vir Deborah in die hospitaal, dat sy sal aansterk, dat babietjie sal aansterk, Vader, klein Wandrey, en so wil ek vra vir my vrou ook, wat, Here, sê die vrou is maar die ouma, is maar die primêre versorger van die kleintjies, die oupa staan maar net by, so hier en daar vat hy nou maar so 'n bietjie vas, maar Vader, gee vir haar ook die nodige wysheid, geestelike kennis, insig en verstand om dit ook te kan hanteer. Vandag is daar baie mense in die werksplek, ons eie boeties en sissies, hulle is besig om klaar te maak, in die werksplek uit te gaan, party omstandighede is baie erg, ander is beter, maar nietemin mens spandeer 'n dag in die wêreld, Vader, en baie keer drein dit 'n mens so geestelik, dat jy nie eens meer kan sien om vir enigiets anders nie. Ek wil vra dat vanoggend se woord elkeen sal aanmoedig en bemoedig en versterk, Vader, sodat ons geloof sekerheid kan behou in Jesus Christus se naam. Amen.
Daar sê, nou ek wil dit net vir julle noem, ons het na liedere geluister, al die liedere wat jy op die Dak Facebook radiostasie luister, wat ek en my vrou self skryf. Ons het al bestaande koortjies hier op 'n nuwe baadjie gegee. Nou al in al, dit is nou kinderliedjies ingesluit, saam met die grootmensliedere, wat natuurlik die grootste meerderheid is al oor die 250 liedere wat die Here ons al gehelp het van begin Februarie, het ons begin hiermee, en dit is wat die Here al voorsien het, dat ons soveel liedere kon uitgekry het. Ja, party daar, soos jy kan sien, gaan het lekker met die liedere, as ek het so mag stel, dan kan ons 'n paar liedere uitkry, soos wat die Here ons lei en inspireer, en natuurlik sal jy uiteraard kan sien, dit gaan nie oor, ons wil net liedere skryf nie, het gaan oor, Here, is daar iets in my hart, ons bid gedierig deur ook daaroor, en party daar skryf ek en Karel sommer so saam liedere, en ek skryf sy sommer 'n kinderlied, en 2 tussendeur, wat ons versoeke van kry, of wat die geval ook al mag wees, so saam met die gesigstories, so daar's iets vir die kleinspan, vir die jong mense, vir die ou mense, vir almal op die Dak Facebook radiostasie, so bly ingeskakel ook vanoggend. Ons glo, dit gaan baie leersaam en effektief wees, en sommer 'n bemoediging wees vir jou dag ook vorentoe. Nou dankie ouma en oupa, daar is Deborah, sy luister daar uit die hospitaalbed uit, ons is bly, sy is ook ingeskakel. Nou kom ons begin te lees, Matteus 10, as jy jou Bybel byderhand het, lees lekker saam, ek gaan nie die Bybel op die skerm bring nie, sodat jy ook kan vrymoedig wees om in jou eie Bybel te lees, of dit nou digitaal is, of die fisiese Bybel, ek hou maar van die fisiese Bybel, hy is ook hier voor my oop, maar ek het wel die digital ook hier voor my oop. Ons het goeie raad gekry om so 'n bietjie suurlemoenwater te drink vir die stemmetjies wat nie altyd so wil nie, en dit help so. Intussen drink ons ook koffie, so hoop jy het ook 'n beker koffie reg. Ek weet jy al so vroeg daar so by die hospitaal koffie of tee bedien nie. Ek weet hulle kom al vroeg verby toe ek ook laas jaar daar was. Maar vroeg, voordat jy behoorlik wakker is, dan kom die koffietrollie al klaar verby met die koffie en die tee in die oggend erop. Maar nietemin, kom ons lees Matteus 10 vanaf vers 1 en lees saam met my uit jou woord uit jou Bybel uit. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels. Dan lys hy nou die meisie het ook koffie. Liewe land, meisie het ook koffie. Dit is lekker stout hier by ouma en oupa. Maar nietemin, sy vat lekker kanse. Ek sien hierdie ouma is kwaai, maar die hartjie is net so groot. Maar nietemin, ek dink nou daaraan, ek het dit wil dit gou so terloops noem. Toe my kinders nou nog klein was, voordat hulle skool toe gegaan het, nou ons het nooit 'n TV in ons huis gehad nie, en tot op baie stadium was ons nou baie betrokke, ons was voltyds in die bediening en so aan, so al wat my kinders geken het is kerk en so aan, hulle het die TV geken of die tipe van ding nie, en op 'n stadium toe trek ons Pretoria toe, en die klas van ding, en ek en my vrou begin toe weer te werk, en die neefies nooi, en my kinders vir die eerste keer om te gaan movie, daar by Pretoria Kolonnade, en my kind kom terug en sê, joeg, pa, daar is 'n groot TV. Hulle weet daarom hoe lyk 'n TV, maar ons het nie 'n TV in ons huis gehad nie. En so hy het dit nie geken nie, en toe eendag toe kom hy en toe sê hy daar, en sy een neefie se bynaam was Boela gewees. Op Boela se TV is dit, en dan kom hulle by daai maatjie op daai een se TV is dit. Hy nooit verstaan dit is een televisie uitsending nie. Nou hoekom ek dit vir jou noem, ek het dit gesê uit jou Bybel uit. En dit is dieselfde Bybel, die Bybel wat jy lees en ek lees is presies dieselfde Bybel. Dis nie jou Bybel en jy het 'n ander storie as wat ek lees nie. Ons lees presies dieselfde. Dis net baie keer ons harte dit interpreteer kan so 'n bietjie 'n probleem skep. En dis hoekom ons die Bybel lees het sodat ons saam kan lees, saam kan verstaan dat daar een van sin, een van mening kan wees. Want die woord sê vir ons, daar moet een van sin wees en een van mening wees. So ons moet dieselfde kan redeneer en dink oor elementêre en basiese en belangrike dinge van die Here. Ag my moeder sy is al wakker. Ja, net ek lyk my daai klokkie is aan.
in die ander badkamer gaan stort en alles om nie te pla nie, toe ek weer hoor, toe is mys wakker, so het lyk my, as ek hier begin, dan gaan nou wekkertjie daar af, en toe is hulle hier uit en moes gaan bad en al die tipe van goed. Sy is bang, sy mis iets, dis kierige aapie daai, ek by die boetie is maar half dieselfde hoor, maar nietemin, kom ons lees aan, ek gaan oorspring na vers 5 toe, hy het nou al die name genoem, vers 2 en 3 en 4, kom ons lees vers 5, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie gaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou, heel eerste wil ek net gaan stilstaan by vers 5 en 6, en dit is baie keer 'n verwarring, 'n teologiese verwarring in die Christelike kerk, en ek weet, nie almal glo so nie, maar daar is geweldig baie wat wel dit so glo, en dit maak 'n pad oop vir verkeerde oortuiging. So as jy dalk al hierdie oortuiging gehoor het, of as jy dalk daarmee gekonfronteer nog gaan word, weet net dat daar is 'n waarheid in hierdie saak. Nou heel eerste, nommer 1, die Here Jesus toe hy op aarde was, het op 'n stadium 'n Kanaanitiese vrou Jesus genader. Nou dit was 'n nie-Joodse vrou na die vlees, en gevra om haar dogtertjie gesond te maak, en het gesê, nee, dis nie mooi om die brood vir die hondjies te gee nie, want onthou net, in die Ou Testamentiese tyd, het die Jode, wel die heidene, of jy sal baie keer in die Nuwe Testament lees van die Grieke ook. Griekene was eintlik in die volksmond die heidene, die res van die wêreld wat nie vleeslike Jode was nie, het hulle wel as honde beskou, onrein diere. En dis hoekom toe die Here die laken vir Petrus gewys het met al hierdie diere, daar was tot onrein diere in. Die Here vir Petrus gesê, slag, eet en so aan, en hy redeneer toe in hierdie gesig, maar hy het nog nooit iets onrein geëet nie. En uiteindelik toe die Here met hom praat, en hy kom by Cornelius, hy was 'n hoofman van die Italiaanse leerafdeling, 'n Romeinse soldaat, so hy was ook 'n heiden gewees, maar hy het God gevrees, en ook in daai jare was daar baie heidense mense, nie Joodse mense, wat wel God gevrees het, hulle het 'n rein en heilige lewe voortgestaan, op hulle manier het hulle het nou maar gedoen soos hulle gedink het, en God het besluit, hy sal sowel sy krag en genade en barmhartigheid aan Cornelius openbaar maak, want Cornelius was 'n man wat Godvreesend was, een wat die Here gedien het, wat almoses gegee het, soos wat hy dit verstaan het, hoe dit moes gewees het, en die Here het besluit, hy gaan die evangelie van die heidene amptelik aan Cornelius begin verkondig. So wat hier gebeur het, die Here Jesus het, en toe sê die Kanaanitiese vrou vir Jesus, ja, maar die hondjies eet daarom van die krummels van die tafels, van die kinders, en die Here Jesus gesê, laat dit volgens jou geloof wees. Nou toe Jesus op aarde was, en dit is waar die verwarring met Daniël 7 kom, van hierdie verlore een week. Nou die Here Jesus het 'n verbond, dis wat ons in Daniël lees, vir 7 jaar met baie gesluit. Wat is daai baie? Dit is met sy disippels. Hy het hulle die opdrag gegee om die evangelie net aan die Jode aanvanklik te verkondig. Net soos wat hy gesê het, ek het gekom vir die verlore skape, vir die huis van Israel, vir hierdie verlore skape, vir hulle wat in hulle hart nog soekend is na die evangelie. En toe Jesus op aarde was, het hy gekonsentreer net om die evangelie hoofsaaklik net aan die heidene, aan die Jode te verkondig, vir daai tydperk. Nou eers toe na die uitstorting van die Heilige Gees met die gesig van die laken wat Petrus gehad het, kon ons verstaan het was 'n 7 jaar tydperk. Want die woord sê vir ons in Daniël, hy sê hy het 1 week, nou simbolies was dit 7 jaar, 'n verbond met baie gesluit, maar in die helfte van hierdie week gaan hy sy verbond, gaan hy afgesny word, en sy deel van die verbond gaan basies dan weg wees. So hy gaan nie uit die volle 7 jaar die pad saam met hulle stap nie. Hy gaan net vir 3,5 jaar, net vir die helfte van die tydperk die pad saam met hulle stap. Hierdie verbond wat hy met hulle gemaak. En die verbond was om die evangelie aan die Jode te verkondig. En toe Jesus vir 3,5 jaar op aarde was, het hy natuurlik hulle opleiding gegee, sodat wanneer hy nie meer daar sou wees nie, dat hulle weet wat om verder te doen. Goed, so jy moet opleiding kry om wel iets te kan kan doen, om bemagtig te wees om iets te kan doen. En so die Here Jesus nou vir 3,5 jaar die evangelie hoofsaaklik net aan die
Jode verkondig. Toe het hy gesterf, hy is toe afgesny, en die woord sê so mooi in Daniël, nie iets vir hom nie. Goed, dit was so, sy sterfting was nie vir hom nie. Dit was vir ons, dit weet ons. Hy het gesterf vir ons, sodat ons siele kon loskom, want hy was los van die duiwel gewees. Nou, vir 3,5 jaar, en dit is wat hy hier vir hulle sê, selfs toe hy opgevaar het in die hemel, het hy vir hulle die laaste keer gesê, julle gaan hier begin, maar op die einde van die dag gaan julle by die res van die wêreld opeindig. Nou vir 3,5 jaar nog nadat Jesus gesterf het die Jode, dis die apostels, hulle wat Christene geword het, hulle wat die gees van die Here ontvang het die evangelie net aan die Jode verkondig. En eers met die gesig van die laken, toe sê die Here vir Petrus, maar die nasies wat julle as onrein, as honde beskou, mag julle dit nie meer so doen. Almal is rein voor God. Goed, in die sin nie dat jy sondeloos is nie, in die sin van, almal kan die evangelie ontvang en die reiniging van die bloed van Jesus ervaar, deel raak van hulle lewe. Nou na dit, sê die woord vir ons, Jood en Griek moet die evangelie aanneem. As Jood nie die evangelie aanneem nie, is hy verlore. As die Griek nie die evangelie aanneem nie, is hy verlore. En net so, hy wat die evangelie aanneem, die Jood, word gered. So God se genade reik nog steeds uit na die vleeslike Jood en die vleeslike heiden. Maar sedert die sterfting en opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees, is daar nie meer klassifikasie onder nasies. Die vleeslike Joodse nasies in anyway so verbasterd, dit is nie meer die nasie wat God uitgelei, die presiese bloed van Abraham nie. Hulle lê claim op baie van die geslagsregisters, en dis wat die woord van die Here vir ons sê, dat moet julle nie ophou met geslagsregisters nie, want daaruit kom net twis, onmin. Hoekom? Want daar is nie konkrete feite nie. Elke staan by sy guns, soos hulle sal sê, elke het nou sy stel reëls en feite wat hy op die tafel kan lê, maar daar is soveel verwrongheid en die mekaarheid in elk geval. Niemand het ooit presies daai rekord gehou van die begin af nie. Dis weens die Babyloniese ballingskap, die verspreiding in die wêreld, toe Jesus kom sterf het en die Jode is die wêreld en al daai klas van ding. So daar is nie meer, as jy kyk na die fisiese bloed, 'n suiwer Joodse nasie nie. Al wil jy dit hoe probeer draai met geslagsregister en daai tipe van goed. Maar nietemin, dit is irrelevant, dit is wat die woord sê, gesê, geslagsregisters veroorsaak net twis en stryery en is absoluut nutteloos, want ons moet ons nuwe geslag kry in die hemele. Die Jood moet sy geslag daar kry, die heiden moet sy geslag daar kry, elke volk, taal en nasie in die wêreld moet nou hulle hart vir die Here gee, en daar is gelykheid in wedergeboorte, maar daar is verdeeldheid in die vlees. Dis hoekom as jy in die vlees wandel, sal daar altyd verdeeld wees, en dit is wat Jesus ons geleer het, en ons gaan dit later ook in hierdie hoofstuk doen, nie vandag nie, maar soos die hoofstuk aangaan, dis hoekom hy gesê, daar gaan verdeeldheid in die vlees wees. As ons in vleeslike dinge vashou, gaan daar altyd verdeeldheid wees, maar as ons verstaan wat die geestelike saak is, daar is eenheid in die Here, as ons wel aanneem, dit wat in die woord van die Here vir ons opgeteken is. Maar nietemin, ek dink ons verstaan dit, dis hoekom die Here Jesus gesê het, gaan net na die verlore skape van die huis van Israel. Dit was net vir 'n 7 jaar tydperk vanaf Jesus se bediening begin het hy daai verbond gesluit, dit is die sogenaamde verlore 7 jaar. So dit is nie verlore nie, dit het in vervulling gekom, en die mense wil dit nie aanneem nie, omdat dit nog wel vleeslik is. Maar kom ons gaan aan, hy sê vir hulle, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Dit is baie belangrik, net hierso alleen slaan die Here Jesus die hele voorspoedsbediening wat deur die Christelike kerk is deursuur met die voorspoedlening uit die water uit, om die evangelie winsgewend te wil maak, om te sê, jy kan gee om te ontvang. So dit is 'n hele valse lering. Net hierdie woorde alleen van die Here Jesus maak baie dinge anders. Dit slaan daai hele voorspoedsbediening uit die water. Ja, ons het 'n finansiële verpligting, dis wat die Here Jesus sê, jy moet die een ding doen sonder om die ander na te laat, maar sonder hierdie gambling wat die kerk mee besig is. As jy geld gee, dan gaan jy nou 100voudig terugkry, en tog, al is ons nou baie keer nie meer deel daarvan nie, het ons maar tog daai verlangse onderlangse mentaliteit. As ek nou gaan gee,
dan gaan die Here dalk vir my teruggee. Dit is glad nie die belofte nie. Ons moet of ons verpligting teenoor die broederskap besef of nie, ons moet dit met blymoedigheid doen of nie, dit die keuse berus by ons, maar ons het leiding uit die woord uit en ons kan daarbij inval of ons kan dit bly teëstaan. Goed, vers 9, kom ons gaan voort. Moenie vir julle goud, silwer of koper in julle beurse aanskaf, geen reisak vir die pad, of 2 kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. Nou, ek wil net gaan eers vir 'n oomblik net hierso ook stil staan. En hierdie opdrag wat die Here Jesus gegee het, was nie 'n blywende opdrag. Ons moet dit ook wel so verstaan vanuit die skrif uit. Want wat die Here Jesus hulle hier wou geleer het, op hierdie stadium, is om so afhanklik van hom te wees, ongeag of jy nou het, en of jy nou nie het nie. Jy moet gaan om die evangelie te verkondig. Hierdie is die opdrag vir hom, wat moet gaan om die evangelie te verkondig. En dit is 'n opdrag vir ons ook, ongeag of jy het en of jy nie het nie. Wat se middele tot jou beskikking is of nie. Jy moet voortgaan om die Here te dien en waar jy kan en moontlik om wel jou lig te laat skyn. Omdat net ons wil altyd net preek, maar ons lewe moet getuig. As ons lewe nie getuig nie, is ons prediking kragteloos. Dit geld vir elke persoon, nie net vir die pastoor wat op die platform staan nie, as ek dit nou so kan stel. Maar, ek wil gaan julle aandag vestig op 'n volgende skrifgedeelte. Nou spring ons so 'n bietjie oor na Markus toe. Markus 6, en ek gaan lees vanaf vers 7 af, so 'n paar verse, en ek wil dit net graag vir julle verduidelik, anderste gaan daar dalk so 'n bietjie verwarring wees vir die wat wel hierdie skrifte ken. Want hier sê hy vir hulle moenie 'n stok saamvat nie, hulle moenie beurse saamvat nie, ensovoorts. Nou, met Markus 12 praat nie nou, hoekom ek nou Markus 6 vers 7 het, daar praat hy vanuit hulle 2-2 uitgestuur. Goed, maar die eintlike skrifgedeelte waar ek by wil uitkom, is in Lukas. Lukas, waar is ek 22, jammer, vers 35 tot 38. Ek gaan hierdie paar verse vir ons lees, dan lyk dit amper teenstrydig met dit wat die Here Jesus hulle beveel het in Markus 6 en dan ook in Matteus 10. Kom ons lees net gou hierso. Lukas 22 vanaf vers 35 tot 38. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord hom, niks nie. So hierso het die Here Jesus nou terugverwys na hierdie aanvanklike opdrag wat hy vir hulle gegee het. Hy sê, toe ek julle so uitgestuur het julle iets kort gekom? Nee, want mense het hulle wel in die huis ontvang, mense het wel hulle ingelaat en daai klas van ding en die opdragte wat hy vir hulle gegee het, dit het wel so plaasgevind. So het niks kort gekom nie. So daar kon al klaar die Here begin vertrou het. As hulle besig is met sy werk, dan sal hy hulle daaglikse behoefte voorsien. Omdat hy net soos wat hulle gegaan het hy vir hulle blyplek en kos voorsien, sodat hulle kan aangaan om die evangelie te bly verkondig. Hy het nie vir elkeen ewe skielik 'n dubbelverdieping huis en die beste renperd ensovoorts en al hierdie klas van ding gegee nie. Hulle moes gegaan het en as hulle op 'n sekere plek gekom het, en dis wat die woord ook op een plek sê, in een van die evangelies rondom dit, hy sê as julle by die huis is, moenie net van huis rondtrek nie, maar daar waar daar vrede is, daar waar rus is, gaan daarin verkondig die evangelie, en soos wat die nodig is, beweeg aan, of jy nou het of nie, en dit is wat ek en my vrou ook beleef binne die evangelie, wanneer ons op die roadtrips gaan, mense maak hulle huise oop en harte oop, en dit is wat, so op daai oomblik het ons behoefte aan 'n bed, aan 'n lekker warm stort, en 'n bordjie kos, en dan gee die broederskap wel vir ons, sodat ons by hulle versterk kan word, hulle kan bedien, geestelik uit te kan reik, en aan te gaan na die volgende toe, sonder om 'n hele pak kaas saam te vat. Maar nou kom hy hierso, en hy sê eintlik iets teenstrydig met wat hy aanvanklik gesê het. En uit beide hierdie gevalle kan ons iets leer. Goed? So ons moet nie net stiek by die een gedeelte nie, ons moet alles in ag neem, en dis wat die woord ons leer, die hele skrif is ingegee. So as jy die een skrif lees, en jy lees met 'n vleeslike oogpunt, gaan dit lyk of die Here Jesus hom hier weer spreek, maar ons moet dit albei verstaan in die regte konteks. Toe sê vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Goed, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gekruisig, want ook aan die dinge wat betrekking op hom het, kom daar 'n einde.
Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. Nou, heel eerste wil ek gou teruggaan, hoekom sal die Here Jesus nou ewe skielik hier sê, jy wat 'n bees het van nou af, en nou praat die Here Jesus hier, hy gaan sterf. So hier kan ons baie duidelik sien, van nadat hy gesterf het, en die Heilige Gees is uitgestort, geld dit wat hy nou vir hulle sê. Aanvanklik het hy vir hulle dat gesê, om hulle te leer om op hom te vertrou. So nou het hulle daai vertroue in die Here, so hulle hart is vas. Nou sê hy vir hulle, as jy 'n beers het, vat dit saam. As jy nie 'n beers het nie, het jy nie 'n beers nie, dan gaan ek vir jou sorg. As jy besig is met my evangelie, as jy besig is om die evangelie uit te leef, uit te dra, my te soek, besig raak met my koninkryk. Goed? Nou sê hy ook, neem die reissak. Met ander woorde, dit is ek praat so gister met my vrou, as ons nou in die kar klim, ons het klere, ons kan 'n tas of 3 klere saamvat en alles, en dis wat die woord sê, vat dit saam. Moenie dwaas wees en net in die kar klim as jy wel klere het om saam te vat nie. Maar as jy nie het nie, gaan en ek gaan vir jou sorg, so ver as wat dit nodig is om vir jou te sorg, terwyl jy besig is met my werk. So beide geld vir ons. Goed. Hy sê, gaan verkoop jou kleed en koop 'n swaard. Nou, ons moet verstaan, wat was die doel van 'n swaard in die Bybelse tyd? Want dan net hierdie praat hy nie in die konteks van 'n militêre swaard om te gaan veg nie, want baie mense vergeestelik ook hierdie in die sin van, dit is te gaan met die woord van die Here. Goed. Maar kom ons kyk eers na die praktiese doel van die swaard. Die swaard was 'n noodsaaklike item vir die mense van daardie tyd, vir alles jy op reis gegaan het. Nou, 'n swaard was nie 'n lang, groot militêre swaard nie, dit was meer 'n dagger, dit was 'n korter mes, en daarmee het jy natuurlik goed gesny, as jy in die bosse gekom het, en dit is baie ryg, jy kon die mes gevat en daai swaard, en jy kon vir jou 'n bietjie 'n pad oopgesny, jy kon takkies van die boom afgesny om vir jou vuur te maak. So ek dink ons kry die idee. Ons het nie, omdat ons 'n moderne wêreld so vol dinge is, kry eintlik vir jou padkos, kry vir jou middele, as daar wel 'n tekort is en jy kan, en ek meen, as jy nou geld het, dan kan jy mos nou iets koop ook. Jy kan vir jou bord kos gaan koop, jy kan vir jou klere gaan koop. Doen wat jy moet doen, maar gaan aan met die evangelie. Dis eintlik wat hy sê, die middele wat jy het, moenie skuldig voel daaroor nie, maar bly my dien, gaan voort met die evangelie. Bedien die evangelie, reik uit met die evangelie. So daar is daaglikse behoefte. Daar's daaglikse dinge. En as die Here vir my finansies voorsien en ek wil 'n warm baadjie hê, dan kan ek geld gaan vat en ek kan vir my warm baadjie gaan koop, sodat ek kan aangaan ook om die evangelie te verkondig, dat ek nie verkleim van die koue nie. So eintlik wil hy vir ons hierso sê, wees prakties, dink logies. Goed? Want ook waar daar tekorte is, en dis wat hy ook vir hulle gesê het, as daar tekorte is, daar's absoluut niks, sal ek ook bonatuurlik vir jou voorsien, sodat jy kan aangaan met my werk. En dit is die groot probleem wat ons het. Ons grootste probleem is, ons interpreteer ons lewe volgens ons begeertes. Dis asof die Here net daarop uit is om ons drang en begeertes te voed. En ons moet verstaan, ons lewe op aarde, die doel daarvan, is om die evangelie uit te leef. En dit is wat ons moet verstaan. Nou, voordat ek aangaan, ek gaan nog so 'n paar verse lees vanoggend. Waar trek ons al 6 uur? Ek gaan eers vir ons 'n lied speel, wat ek gister geskryf het vir vandag se Bybel lees, en dit gaan nou vanaf vers 11 af aan. So, ek gaan net hierdie lied speel, ek kan ons harte voorberei by die res van die gedeelte wat ek gaan lees. Gaan het goed? Gaan in? Vrede vir die huis, vrede vir die stad, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, gaan vat nie geld, klere en staf, die arbeider is sy loon werd, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek, vervolg gehaat, vlug gaan voort volhard, tot die einde, so skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie, God gee wyse woorde, die Gees wat spreek,
alles openbaar. Kom aan die lig, vrees om wat die siel red. Julle is meer werd as mossies. God sorg voorsien. So skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie. God gee wyse woorde, die Gees wat spreek. So skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie. God gee wyse woorde, die Gees wat spreek. So skape onder die wolwe, wees versigtig, opreg, vrees nie. God gee wyse woorde, die Gees wat spreek. Okay, prys Here. Dankie my skapie. My kleinkind kom bring gou al my tools. Hy sê ek gebruik my pen en alles, soos hy dit gou teruggebring. Soos dis klein Dewanay en sy het my notaboekie teruggebring waar sy in skribbel en krap. So ja, sy gee net al my tools gou vir my so. Maar nietemin, kom ons gaan aan met hierdie gedeelte. Ja, dit is net amazing om te sien hoe die woord van die Here ook aan ons oorgedra kan word in liedvorm. Nou kom ons lees hierdie gedeelte, dan kan julle sien dat dit wat ek daar geskryf het is op basies 'n paar hoogtepunte uit hierdie gedeelte wat ek nou verder vir julle gaan voorhou. So ek hoop die skrif, die saak oor die stok en swaan is duidelik en die swaard. En dan sê hy ook in Lukas 22 vers 38, dit is genoeg. Nou baie mense interpreteer dit ook en ek weet daar is verskillende denkrigtings rondom hierdie saak en uitklarings rondom dit, maar dit gaan basies daaroor as jy mooi kyk na hoe die Here Jesus homself hier uitgedruk het, wat hy gesê, hulle het gesê, ons het nou 2 swaarde, en hy antwoord hulle, dit is genoeg. Ander woorde, that is enough. Genoeg gesê, genoeg gepraat oor hierdie onderwerp, kom ons beweeg aan. Hy het nie gesê, nou is 2 swaarde oor is genoeg nie. En nou interpreteer mense dit en sê, ja, dit is 'n Ou Nuwe Testament, en daar is vreeslike leringe, en so aan by rondom dit. Nou kom ons bly net, en ons lees, 'n nigterheid wat die woord ons leer, en dan is daar ook nie verwarrings nie. En wat ook net interessant is, wat hy sê, neem nou 'n stok saam. En voorheen het hy gesê, neem nie 'n stok saam nie. En in Markus praat hy ook daarvan op een gedeelte. Hy sê, julle moet 'n stok saamneem. Net alleenlik 'n stok. En dit is dieselfde gedeelte in Matteus wat hy sê, julle moenie 'n stok saamneem. Nou kom ons klaar net dit uit, kom ons sorteer dit gou ook net gou vinnig uit, anders kan dit bietjie 'n verwarring wees. Nou, wat gebeur het die gemiddelde persoon in die Bybeltyd het wel 'n stok gehad. Uit die aard van hulle daaglikse lewe. Veral as jy op reis is, het jy outomaties. Dit was deel baie vertalings sal dit vertaal as 'n staf ook. Dit was 'n normale item gewees vir die gemiddelde persoon. Nou wat die Here Jesus daar sien en as jy kyk na die konteks wat hy aanvanklik vir hulle gesê het, moenie vir julle bagasie, ekstra klere, ekstra skoene, ekstra dit vat nie. Moenie vir julle nog 'n stok gaan kry nie. Julle het die een wat julle by jou het, vat hom saam. Die ou wat nie 'n stok het nie, hy moet gaan sonder sy stok. So as ons dit in konteks verstaan en ook in die kultuur van die dag, dan maak dit vir die Here Jesus vir gesê sin en dit is eintlik wat predikers aan die dag moet bring in plaas om geestelik vreemd te raak rondom hierdie gedeelte. So dit is so eenvoudig soos dit. As jy 'n stok het, vat hom saam. As jy nie 'n stok het nie, moenie gaan moeite doen om nou 'n stok te gaan kry nie. En as jy 'n stok het, moenie 'n ekstra stok vir jou saamvat nie. Dit is al wat daai 2 skrifgedeeltes beteken. So as mense dit so verstaan, is niks wat die Here Jesus gesê het enigsins weerspreek uit enigsins mekaar nie. Maar nietemin, kom ons gaan aan. Ek dink daai gedeelte is mooi duidelik. So wees logies in die evangelie. Gebruik jou finansies, jou middele wys, verstaan hoekom die Here jou geroep het, verstaan hoekom jy bekeerd is en gebruik wat jy moet gebruik en doen wat jy moet doen sonder om skuldig te voel daaroor. Goed. Sodat jy kan bly aangaan om die evangelie te verkondig. Goed, daar sê. Kom ons gaan voort. En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle,
Dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as daardie dag. So, die Here Jesus sê vir ons, moenie by mense stilstaan wat nie die Here wil dien nie, moenie daar aanhou nie, want daar's 'n wêreld wat gered moet word. En ons kan baie keer, veral met familie, mense daar by ons net by hulle stilstaan, ons lewe so rondom hulle draai, sonder om werklik waar die evangelie te verkondig en aan te gaan en te besef, maar as my familielid nie die Here wil dien nie, is hy 'n vyand van God. Hy is nie my broer, suster, neef en niggie nie, hy is 'n vyand van God, en dis hoe God dit ook sien, en ons moet dit in daai konteks verstaan. En daar's 'n verskil omdat net God is liefde. En hierdie opdrag het ons gekry deur die Here Jesus vanaf God die Vader. God die Vader wat liefde is, het hierdie opdrag vir ons gegee. Nou God het nie gemeenskap met die duiwel nie. God gaan kuier nie by die duiwel in die hel en praat met hom oor wêreldse dinge en daai tipe van goeder. God staan vas in heiligheid en reinheid en in waarheid. Nou omdat ons nog ons drange en vleeslike begeertes wil deurvoer, bly ons vasgevang bly by families ensovoort ter wille van familiebande. Dan net hierdie aardse bloed is sonde. Jou aardse bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie. So as jou familielid nie die Here dien nie, gaan hy of sy nie die koninkryk van God ingaan nie. En tog is God liefde. Tog sê jy moet vir almal lief wees. Jy moet tot vir jou vyande lief wees. Jy moet goed doen aan almal. En wat is daai goed doen? Wat is daai lief wees? Om so lief te hê, om die waarheid aan hom oor te dra, nie om saam met hom te gaan kuier. Jy kan nie saam in die sonde saam met mense gaan en verwag hulle by die evangelie van waarheid aanhoor nie, want as ons vasgevang is onder die sonde, is ons 'n slaaf van die sonde, en dan het ons woord en ons getuienis geen geestelike krag en waarde nie. En dit is wat ons moet verstaan. Dis die konteks wat die Here Jesus hiervan praat. As iemand die evangelie verwerp, gaan aan. Jy kan nie daar gaan stil staan nie. As jy geleentheid om weer voordoen, deel weer die evangelie. Kry daai persoon so lief. En gaan bid intussen, wanneer hy nie die evangelie wil aanhoor nie. Gaan bid intussen, gaan soek die Here dat jou lewe ook so kan verander, dat jy getuienis kan krag dra, sodat wanneer jy weer daai familielid of persoon raakloop of sien of telefonies kontak of wat ook al, dat jy kan vasstaan in die woord van waarheid, sodat hy siel kan loskom. Hoe lief het ons mense werklik waar? As ons saam gaan en saam kuier in sonde en ongeregtigheid, het ons daai persoon glad nie lief nie. Ons smee vleeslike bande, ons smee bande van sonde en ongeregtigheid. En ons evangelie, dis waarom ons evangelie geen krag en waarde het nie. En ons bly struggle en raak betrokke by vleeslike goeders wat in die families is, familieprobleme, die broer het daai gesê, en maat so gesê, en tannie het so gesê, en niggie en neef het sas en so gesê. Nee, bly uit daai dinge uit, dis nie meer jou deel nie. Jy moet hulle vertel van die hemelse. Mense, julle moet julle bekeer. Julle gaan hel toe, al is jy my broer en suster, ek het jou so lief, dat jy moet vandag verstaan. Jy is verlore. En as jy vasstaan, glo my, jou familie gaan jou verwerp. Jy gaan afgemaak word as 'n sleg ene, maar as jy gaan vasstaan, die respek wat jy gaan hê, is 'n ander saak. Goed. En ons wil nie daai prys betaal nie. Ons wil nie, wanneer ons die Here dien, ons bereken nie daai koste nie. En wanneer dit ons pad verbykom, is wanneer ons terug. Ons gaan aan. Ek stuur julle so skape onder die wolwe, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. En ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 3 en 4, die doel van Satan is om ons opregtheid te steel. Daai opregtheid, daai reinheid, daai heiligheid, daai nuutgebore lewe van jou om dit te steel. En dis wat hy sê, ons moet opreg bly, ons moet bekeerd bly, ons moet die pad van heiligmaking bly stap, want Satan steel dit van ons. Dis sy doel, dis die doel van hy roofsigtige wolwe, om met 'n slinkse manier, en dis wat die woord sê, hulle kom op slinkse maniere met mooi woorde en vriendelike woorde, om selfs die harte van die eenvoudiges te verlei. Maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoge sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word, om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe wat julle sal spreek, nie, want dit sal in daardie uur gegee word wat julle moet spreek, want dit is nie julle wat spreek nie, maar die gees van julle Vader wat in julle spreek. So, wanneer jy wel voor 'n situasie kom, hier praat hy ook nou van fisiese goewerneurs en
regsdienaars en ons weet die apostels het dit fisies beleef, Paulus ook, hy moes voor die keiser staan, hy moes voor gouverneur staan, fisiese hoë landsleiers, regeringsleiers het hy ook fisies voorgestaan. Baie van die ander apostels en disciples het glad nie daarby uitgekom nie, maar die beginsel gaan oor enige iemand wat rekenskap eis van jou geloof. En dit is wat ons later in Petrus, as ek het reg het, want hy sê ons moet so gereed wees, as iemand rekenskap eis, dan moet jy paraat, jy moet gereed wees, jy moet al klaar in jou binnekamer, jou hart al voor God gerus gestel het, om al klaar gesoek het, sodat wanneer jy moet rekenskap gee, jy moet jouself nie vooruit dink nie, of jy nou fisies uitgedaag word in 'n hofsaak, of deur 'n regering, of iemand jou uitnooi en jou saak uitdaag in hierdie opsig, dan moet jy nie vrees nie, jy moet nie benoud wees nie, want God se Gees sal in daai oomblik vir jou die wysheid gee, wat om te spreek. So dit is baie belangrijk. Voor die tyd, ons wil baie keer voor die tyd weet, wat gaan ek sê? Ek weet nie wat om te sê nie. Op daai oomblik sal God vir die wysheid gee. Nou baie keer stap jy nou weg en denk jy, ek het nou nie reg gepraat, ek het nou stupid gepraat of wat ook al. Nou kom ons kyk so 'n bietjie in Handelinge. Ek gaan nou nie daar deurlees nie, jy kan dit op jou eie tyd lekker deurgaan. Stefanus, toe hy voor die Joodse raad was. Stefanus is natuurlik in hegtenis geneem, omdat God hom kragtig gebruik het in die evangelie. En ons dink, wanneer die Here ons gaan gebruik, gaan daar geen vervolging, teestand ensovoorts wees nie. Dis nou juist daar waar die vervolging kom, want die mens wil nie oornis op hulle lewe hê om hulle sake uit te sorteer nie. Nou ja, nietemin, nou Stefanus hier voor die Joodse raad, nou moet hy rekenskap gee, hoekom hy daai opgewek het, en wie se naam ensovoorts. En as jy mooi gaan kyk na sy rede, het hy eintlik vir hulle geskiedenis verkondig wat hulle self geken het. So dis die wysheid wat God vir hom op daai oomblik gegee het. As jy kyk na Paulus ook, elke keer wat hy voor die konings was, dit wat vir ons opgeteken is, het hulle eintlik die geskiedenis van die evangelie geleer. Niks wat ons deesdae in ons Christelike prediking kry van hierdie emosionele opgewekte motiveringspreke nie. Hulle dood eenvoudig hierdie lang relaas van die geskiedenis aan die mense verkondig, en tussenin het die evangelie van verlossing deur die Here Jesus Christus uit die verhale uitgekom. So hulle almal moes aandagtig nou eers mooi die geskiedenis, die hooftrekke deurkry, en dan het hulle die evangelie van redding gehoor. So dis die wysheid wat God met hulle gespreek het. Ons sien dit baie keer as iets anders. Nou, as ek moet wegstap, kom ons sê ek word nou hier uitgedaag en ou nooi my uit op die TV en ek moet nou hierso vir die wêreld iets spreek, en hier vertel ek julle geskiedenis van Israel en sê op die einde van die dag, julle moet julle bekeer, amen. Ek gaan nou wegstap en dink ek, kon ek nie iets meer gesê nie, kon ek nie iets beters gesê nie. Ek sal soos 'n dwaas voel, want wat het ek nou eintlik gesê? En tog is dit presies so hulle gepredik het, voor gouverneurs, voor mense, het hulle wel so die evangelie ook uitgelê. En die Gees van God het op daai oomblik hulle die wysheid gegee om die evangelie op daai manier aan die mense oor te dra. So as jou hart voor God is, as jy 'n saak aan het met die Here, hy gee vir jou daai wysheid op daai oomblik om die saak wel te kan oordra. Goed, ek hoop dit kan verstaanbaar wees aan u. Ons wat wel ook soos die prediking leer, ek leer dit vir my broeders, so ek moet nou nie gaan rekenskap gee soos by mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. So ek moet my hart voorberei, ek moet seker maak dit wat ek oordra is skriftuurlik reg, so ek gaan soek en ondersoek en kyk en kruisverwys en al die dinge, sodat wat ek aan u oordra, dat ek volgens my weet op daai oomblik weet, dat dit wat ek oordra is die woord van waarheid. Goed, so dit is 'n hele ander saak as wanneer 'n mens net uitgedaag word vir die evangelie en jy moet rekenskap daarvoor gee. In enige saak, selfs wanneer ek met u deel, ek het 'n basiese riglyn wat ek voorberei het, ek het skrifte in plek, maar in die proses kom die Gees van die Here en hy gee ekstra wysheid. Daai wat ek nie gehad het ook voorberei het nie. In 'n oomblik maak dit net meer soveel sin en dan kom die wysheid van die Here en hy dra ook oor sodat sy woord lewend vir ons kan wees. So die Gees van die Here is altyd daar in wysheid en die Gees van die Here getuig van die woord en hy getuig van die woord van waarheid, die waarheid wat gereinig is, wat gesuiwer is, wat gelouter is. So ja, ek gaan vandag afsluit hier by vers 20.
Soos wat in die wil van die Here is, van vers 21 af, gaan ons môre voortgaan, môreoggend 5:30, weer op die Dak Facebook radiostasie. Julle moet vandag baie lekker werk. Ons bid vir julle, my broers en susters, dankie vir julle gebede en liefde, en ek gaan afsluit met die lied Reinwoorde. Geniet julle dag, sien môreoggend 5:30. Die woorde van die Here is rein woorde. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. Gesuiver 7 maal. Gesuiver 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkoes in die aarde. Die woorde van die Heer is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkoes in die aarde. Gesuiver 7 maal. Gesuiver 7 maal. Die woorde van die Here is rein woorde. 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Rein woorde. Rein woorde. Rein woorde. Rein woorde. Gesuiver 7 Gesuiver 7 maal. Gesuiver 7 maal. Die woorde van die Here is rein